Right, welkom terug by nog 'n episode van The Original Podcast. Ons is weer 'n bietjie terug. Ons het verlede week so 'n breekie gevat, 'n vinnige onbeplande breek gevat. My paal was onder in die Kaap of in Hermanus gewees. En na die storms en die goed het die wifi net nooit teruggekom nie. Ons het verwag dat die plek het gesê dat die wifi sal terugkom. So ons het gedink dat dit behoort fyn te wees. Maar dit het toe eintlik mooi uitgewerk. Ek het 'n finale toets gehad by die universiteit met my taal wat ek met die wetenskap goed het ek leer. So ek was ook maar besig gewees aan die kant. So dit het eintlik maar net goed uitgewerk dat ons maar net 'n week afgevat het. Ek wou alternatiefelik wou ek met ouene episode gedoen het, maar toe was ek te besig geweest toe sê ek vir my pa, ag weet jy wat, ek het vir julle gesê in die begin van die jaar toe ons nou oorgegaan het na die teruggegaan het na die 4 episodes toe dat ons sal dalk elke nou en dan eentjie skiep. So dis maar hoe dit is. Ons is maar vandag weer terug. Maar dit, voordat ons verder gaan, welkom by vanaand se episode. Lekker om Paul weer 'n bietjie te sien. Long time no see. Cheers. Ek is reg vir julle. Ek het vreeslike rowwe middag gehad as gevolg van nalatigheid aan my eie kant. Ek het 'n klompie produkte saamgebring wat ons oor sou praat en alles is gepak en gereël en alles en ek hier by die huis kom dat ek nou dink ek gaan nou net gou rustig raak voor die episode toe ontdek maar wonder of hulle die boks in die kar gesit. En ek gaan kyk dis die boks nie daar nie. Kos het my al die pad terugry Nigel toe om die goed te gaan haal en met spitstyd saam is dit 'n absolute nagmerrie daai kant toe. Dit het my so 56 minute gevat daai kant toe en 26 minute gevat terug. So ja nee, maar ek is hierso en dis ek het vir 'n goeie whisky gegooi. Cheers. Ja, gaan ons gas vanaand is 'n bekende gesig op die podcast. Hy was al van tevore op die podcast gewees vir die van julle wat hom sal herken. Nie terug van Namibia af. Ons springbok hengelaartjie wat bietjie goed gaan verteenwoordig het daar in die wat het hulle dit in die ou dae genoem dit? Suidwes. In ou Suidwes-Afrika. Suidwes-Afrika gaan represent. Ouen, welkom terug by die episode. Baie dankie Sakkie, baie dankie om baie lekker om weer terug te wees hierso. Ja. Voordat ons verder gaan wil ek net gou vir julle sê so vanaand se episode gaan nou so klein bietjie anders te wees as ander episodes. Hierdie episode is uit en uit geborg deur Original Mooties. So ons gaan die eerste gedeelte van die episode gaan ons regtig net gesels rondom Original Mooties. Ons het 'n klomp nuwe produkte. Ons het een of ander twee nuwe of ander brokkies wat ons vir julle wil verduidelik. So ons gaan vinnig net gou nog 'n breakdown doen van die nuwe produkte. Ons gaan gou vir Ouen verduidelik wat dit is, al dit is. Ouen self het nog nie hierdie goed gesien nie. Of van hulle nog nie gesien nie. So hierdie is nou produkte wat op pad is na hom toe. Toe sê ek my pa terwyl ons nou vir Ouen in elk geval moet gou net 'n rundown gee van die produkte. Toe sê ek kom ons record dit en ons gee dit vir julle lank en julle ook sien hoe die nuwe produkte en die goed lyk. Maar julle hoef nie te bang te wees nie. Ons gaan nog steeds 'n gewone episode hê en nou die tweede helfte van die episode ons gaan bietjie met Ouen gesels rondom hardap. Hy kom nou net, hy was 2 weke terug was hulle met die ou Region 5. Ja. Dis die nuwe naam. Waar hulle by hardap gehengel het en hy het regtig goed gedoen. En daar het 'n paar regtig mooi vis uitgekom. So ons gaan 'n bietjie met hom gesels rondom hardap. En dan hierdie tyd van die jaar begin ouens se smile bietjie breër raak. As julle vir Ouen lank genoeg ken, sal julle weet dat hy is 'n hengelaar wat regtig lief is vir groot karphengel. En hy doen dit op verskillende metodes. Hy doen dit met die gewone karp, hy doen dit met spesie, hy doen dit gewone papgooi. Dis 'n liefde van hom wat hy het. So ons gaan 'n bietjie sy brein pik om te hoor wat hy sal aanbeveel hierdie tyd van die jaar. Soos hy net gesê het, hy sê dit is nou die tyd van die jaar om dit te doen. So ons gaan 'n bietjie met hom gesels rondom dit. Alright, ek dink dis tot met daartoe vir die administratiewe goed. Ek was die laaste 2 of 3 weke was ek agter hierdie rekenaar vasgegom gewees. Soos julle dit nie kan glo nie. Ek het 'n regtig 'n klompie ure se werk agter die skerms gedoen. En ek is nogals opgewonde met julle dit te deel. Kan ek gou vir julle hierso wys? Net gou hierdie share screen. Allow. Ek dink dit is die maklikste om nou gou vir julle te wys. So ons het nou uiteindelik het ons die website reg. Ons het vir lank het ons 'n website opgehad, maar ons was nooit regtig heeltemal happy geweest met die website nie. So toe sê ek my pa nie, ek nooit in beheer nie. Nooit in beheer nie, toe sê ek my pa net nie, ek dink dis tyd dat ons hierdie ding nou aanvat en ek gaan vir ons 'n website maak. So toe maak ek nou vir ons die website. Ek het hom van scratch af begin, so julle sal sien originalmooties.co.za.
Die ou website was originalmoody.co.za. Ons het dit nou verander, dit is nou gewone originalmoodies.co.za. Ek sal julle sien daarso, dis hoe dit nou lyk. So as jy hom oopmaak, gaan jy nou sien daarso so 'n lekker prentjie van een van die kaste met al ons goed in. Die website is nog nie 100% nie. Ek gaan sê hy is sekerlik about 95. So as 'n paar produkte, soos die nuwe produkte wat my pa vanaand van gepraat, is nog nie op nie. Ons het nog nie die foto's en die goeds van dit gedoen nie. Maar hierso sal julle sien ons het die moodies, ons het die lotion pumps, ons het die balm nips, ons het die sprays, ons het die all sorts floats, soft floats, hard floats. So julle afgaan sal julle sien ons my ma en my pa met 'n klein storieetjie van waar my ma begin het. Hier sal julle sien dat ons van die top produkte, ja, daar is actually by Hardap. Ja, ek wil net sê, hy lyk my 'n bietjie bekend. Daai berge daar in die agtergrond en die klippe. Week daar gesit met die klippe. Ja, hier is van ons top produkte wat op hierdie stadium op die mark is. En as julle sien hier dat ons natuurlik moet ons 'n stukkie vir die podcast insit. Ons kan nie in die podcast opsit nie. Maar ek dink as ek julle gou kan gewys, as jy nou klik hierso by die moodies, dan kan ek gou vir julle wys hoe lyk die moodies. Dan kan julle nou sien, gaan al die produkte, elke liewe produk wat ons op die mark het, sal op later stadium sal op die website wees. So hier is al die produkte, soos ons gou hierso by Banana Extreme ingaan, dan kan julle sommer net sien, daar is 'n mooi foto van hoe die worteltjie lyk. Banana Extreme, super strong flora, banana delivered maximum extraction and performance. Ek kyk vir julle so 'n bietjie van 'n flavor profile, product overview en sommer net 'n paar lekker informasies. So ons het dit, en as jy dan hierbo sal kan gaan kyk, sal julle sien, hier is ons al die produkte, die combos, uit al die ouens wat ons nou al, wat deel van ons span is, hulle gee vir ons hulle combos en goed so dit, dan gaan ek nou vir ons so 'n dingetjie maak, waar ons byvoorbeeld, vir julle kan wys wat die combos is. Wag, kom ons kyk nou, waar is hierdie enetjie, kom ons maak hierdie nou oop. Gaan hy laai. Dan kan julle sien al die produkte en die goed wat daarin is. Vir hulle combos, hier is nou maar een van Herman se. So as julle dan hierso opgaan, as julle sien, ons het nou 'n dingetjie vir al die spanmaats. Ons span, ons het al hoeveel keer gesê, ons span is nie baie groot nie, maar hy het nou al so 'n bietjie uitgebrei. So dan kan julle sien hoe dit lyk. Daar's Owen met sy helse karp. En dan as julle dan daar wil ingaan, dan kan julle nou gaan byvoorbeeld, kom ons kyk as ons nou by Herman Dieks ingaan. As julle nou vir hom sien, sy top picks en dan die produkte wat hy nou die meeste sal gebruik. So sommer net so 'n lekker website wat jy kan gaan. Ongelukkig kan ek nie, ek het regtig hard probeer om 'n knoppie te maak waar jy kan klik en dan kan jy ryk hoe dit ryk. Maar die tegnologie is nog nie daar nie. Maar mooi sakkie. Die tegnologie is nog nie daar nie. Ek het al AI gevra hoe om dit te maak, maar hulle sê nee, ons nog so 'n paar jaar wag voordat ek dit kan doen. Dis net by my beskikbaar. As ek die actual houer oopmaak, dan ryk jy dit. So ja, julle kan gaan kyk. As daar enige nuwe produkte en goed is, dan is dit outomaties op die website sit. Ons kry hoeveel keer kry ons mense wat sê kan ons 'n bietjie 'n lys skryf van julle goed, ons wil weet wat die goed is. Julle kan so toe gaan, daar's 'n vol beskrywing van al die produkte. Soos ek sê, ek is man alleen wat dit doen. Ek moet eers leer om dit te doen voordat ek dit doen. Ek het nie enige offisiële training om my websites en goed te maak nie, so ek moet, soos wat ek aangaan, leer ek om dit te doen. So ek is, dit vat pas sekerlik bietjie langer as wat iemand wat weet hoe om dit te doen. Maar ek kan vir mense sê dat die hoeveelheid werk en ure wat Sakkie ingesit het, is enorm. En van ons kant af kan ek en ma net vir jou sê, moer se dankie Sakkie, dit is regtig ware 'n spogstuk werk. En ek glo die mense wat dit gereeld doen, hulle sal almal verstaan wat se werk is agter dit. Wat nog te sê is dit die eerste keer is dat jy so iets regtig nou doen. Ja, dis die tweede keer. Ek het daarmee die podcast Die website podcast opgesit, ook dis baie kleiner. verskillende levels. Ja. Heeltemal ek moet sê, verskillende Sakkie, levels. dit is baie goed gedoen, maar dit is baie mooi. Alles mooi. Ja. Baie goed. Ek het dit regtig user-friendly probeer maak. Ek het oral gesê klikkie. Ek is net bang die mense weet nie hulle kan daar klik nie. So julle kan oral klik. Ek is seker van al die kliks werk. Waartoe jy gaan vat, weet ek nie noodwendig nie, maar Nee, as jy eie plan om uit te figure waartoe jy op pad is. Ja. So as julle 'n bietjie loer wil, dan gaan gooi so die original moodies.co.za, daai website is live. Die original podcast website is ook nog daar, so originalpodcast.co.za.
ek het voorheen het ek die produktelys op die podcast se webwerf gehad, maar jy sal nou op die podcast se webwerf as jy op daai link klik, vat jy jou nou outomaties net na die Original Mutie se webwerf toe. Daai twee is nog apart, maar albei is daar. So as jy 'n bietjie wil gaan kyk, as jy nie iets weet nie, daar's nog nie 'n search feature nie. Die search feature kom nog, maar dit moet ek nog leer. Ek is nog nie by daai hoofstuk nie. Daai hoofstuk kom nog. Nou ja, alright, dit kom ons los die webwerf net daarso. Dit was nou ons die webwerf is eintlik nou al vir so 'n week en 'n half wat die webwerf aan die gang is. Amper 2 weke wat die webwerf aan die gang is. Maar julle het nou 'n paar nuwe produkte wat julle ook nou uitgesit het. Wil paar vir ons 'n bietjie daar verduidelik wat in ouens se boksie is. Ja, kom ek net eers vir mense sê, daar's 'n paar dinge sommer net wat verander het. Ons het besluit dat vreeslik baie mense vra vir ons, ja, maar hulle soek 'n bleeder. Nou 'n bleeder na my mening is was en bly maar net 'n floutie wat 'n kleur om het en kleure negeer het en dit stelselmatig bly afgee. So hy het nie net die gewone wit of geel of oranje nie. Hy het 'n poeier saam met hom wat vir jou 'n kleur gaan gee. En ons het dit gehad, maar ons is in ons gewone reeks. Ek bedoel Banana Extreme is definitief een van ons, nie een van die, seker sekerlik ons topverkoper van alle flouties. En Banana Extreme is 'n bleeder. Hy gee daai fluoresien af tot môre toe. En dit is nou maar so. Maar hy was nog al die jare net onder ons gewone harde flouties as Banana Extreme. So al daai het ons gevat en ons het hulle nou uitgeskuif uit die gewone reeks uit. En ons het hulle nou onder 'n aparte reeks gesit met wat ons nou noem bleeders. En daar sê hulle sien hy het so ligblou proppie. En dan gaan hulle nou in die toekoms vir jou daar sê dit is hierdie ene is nou 'n honey bleeder. Maar so 'n klomp van die ou geure, die A to Z, die Secret, die Hot Shot, Fluorescene Bomb, al daai goed was ons gewone harde flouties en hulle het nou oorgeskuif. Hulle sal nou stelselmatig gaan julle nou kry met 'n blou proppie. En dit sê dan net maar net vir die blou proppies is die bleeders. So en die proppies wat die gewone flouties, die hardes het wit. Het wit proppies en die sagte flouties het oranje proppies. So as jy 'n oranje proppie het, weet jy is 'n sagte floutie, witte is die gewone harde flouties. Hulle gaan nou in die toekoms, daar is nou 'n klomp buite in die veld wat nog gekleur is, maar in die toekoms gaan dit nou net wees wit, geel of oranje. En dan kry jy die all sorts wat net daai wit, geel en oranje gemeng is. En dan nou die groot is, maar die groot ding het nou maar gaan daaroor dat ons het nou die bleeders almal saam in een gesit. Maar dit het nou beteken dat ons het nie 'n banana floutie nie. So toe het ons nou noodgedwonge moes gaan en sê, right, okay, maar nou sit ons 'n banana floutie, hy is seker nog daar in die boks. 'n gewone banana harde floutie sit ons ook by. So dis gewone banana Jamaica wat ons gebruik en ons maak vir jou mooi geel floutie met hom. Ons het daar nice een, ons het 'n kalmeer floutie wat ons nou vir eerste keer gedoen het. Ons dit nog nooit gehad nie. Kalmeer het nou mos nie geen kleur nie. So ons het daar heeltemal net 'n gewone 'n geel floutie gevat as ek reg is. Nee, 'n wit floutie. Dis 'n wit floutie met kalmeer, so hy bly net wit. Dis dit. En hulle ryk regtig. Hierdie is so dat jy kan hom actually hier oor die mic kry. Ryk daar. Julle sakkies en werk nog nie, maar sakkies se plan werk nie, maar myne werk. Ek ryk hom hier absoluut duidelik. Maar in alle geval so ja, dit is rondom die flouties net maar wat daar verander het. Wat verder wat die geure betref, ons is stelselmatig besig om die reeks al hoe kleiner te maak. In die ou dae het ons altyd gesê, right, ons hou by die goed wat ons het en as daar iets nie bykom, dan kom dit by. So die reeks het stelselmatig groter en groter geword. Nou as ek omtrent die laaste 5 jaar probeer ons stelselmatig om te gaan en te sê, ons kyk wat is die swakste verkopers en ons haal dit uit. En ek het dit nog steeds in voorraad. As daar iemand is wat dit wil hê, kan hulle altyd net vir die winkel vra en ek kan vir hulle gee. Of nie gee nie, maar ons kan hulle voorsien daarmee. Dan verder het ons nou maar
'n paar nuwe goed op moes doen. Ons het in die situasie gesit, of kom ek doen eers die nuwe. Daar's twee wat heeltemal nuut is. Die een is 'n spray, 'n donkerrooi spray met Devil's Dream, wat 'n duiwelstrek mengsel is, maar hy's regtig waar. Die mense kan maar gaan kyk en gaan ryk en wat ook al, en om definitief maar gooi. Ek waarborg julle, daai ding staan Petit Janine Extreme, Petit Janine Red is definitief 'n kombinasie wat ek nou vir 'n geruime tyd al getoets het en dit werk regtig vir my. Dan 'n ander een wat heeltemal nuut is wat ons nou ingebring het, is gebaseer doeteenvoudig op jare se hengelondervinding, en dit is gewoonlik vir hierdie baie meer vir die wintermaande as vir die somermaande, maar tog in die somer het ons ook al sakke en sakke maddies gevang met die geur. En dit is, ons noem hom Lemon Train. So dit is 'n boldip, en daar kan julle sien, is so nie worry nie, is so helder geel boldip, en is 'n absolute lieflike lemon mengsel. Obviously met die naam Lemon Train behoort ou seker redelik maklik te kan aflei wat die mengsel is. Dis seker maar lemon en blou trein, maar ja. So dis maar 'n spirits en lemon mengsel. Daai twee is heeltemal nuut. Die res is nie so nuut nie. Iets anders wat ek vir mense wil noem is bingo. Ons het bingo verander, waar ons het die laaste ruk net gedurig probleme gehad waar die kleur gaan af of hy lyk net nie reg nie, en ek voel ongemaklik om so ding op die rak te sien. Ons het gaan en dan ruil ons om en dan soos okay, maar hier en daar en wat ook al, en op die einde het ek net op 'n punt gekom waar ek net gesê het, weet jy wat, stop en verander die ding heeltemal. So ons het gebly by presies dieselfde geurprofiel, presies dieselfde verhoudings, alles presies soos wat bingo altyd was. Ons het hom net verander en hy's nou so, daar kan jy die kleur sien, hy lyk half deurskynend, met daai ligte geel fluoro kleur. En ek kan vir julle waarborg, hy is Jean Lerm approved. Jean is ons maar bingo en rooi X-Factor altyd, en Jean het hom getoets en vir my approve en sê, oom Barry, hy's reg, los hom net so, moet niks verander nie. So, dit is 'n Jean Lerm approved ene. Dan het ons Elger, het ons dieselfde probleem mee gehad. So Elger het ook net verander, die kombinasie is nog presies dieselfde, die tekstuur het net so 'n bietjie verander, hy so lekker dik stroperige tekstuur, waar die ander een was meer 'n kom ons sê 'n paste, waar die is meer 'n stroop. En dan die laaste een wat dieselfde ondergaan het is Freezing Banana. Freezing Banana het presies dieselfde gedoen. Ek vermoed die probleem het ingekom by die banana. Alhoewel ons nog steeds na al die jare presies dieselfde banana Jamaica koop as wat ons al die jare gedoen het, is daar iewers net iets daarin wat net nie meer geaktiveer het nie. En ek kan dit nie verduidelik nie, en ek is ongelukkig nie 'n voedseltegnoloog wat dit kan uitsort nie. Enigste ander ding wat ek so wit geword het, want dit is amper dieselfde storie wat nou aangaan. Dis hy. Dan wil ek nou vir mense sê, die groot issue kom in by hierdie twee bottels hier in my hand. Petit Janine. Daar het 'n redelike groot verandering gekom by Petit Janine. En die verandering kom in glad nie by die produk nie, net by die prys. Petit Janine was nog al die jare verkoop as 'n boldip, maar julle almal sal weet dat hy is 'n moody. Dis 'n dun tekstuur. Dis nie 'n dik boldip nie. Maar ons het hom in 100 ml verkoop, want dit is maar hoe ons daarmee begin het. Al ons boldips was nog al die jare een standaard prys.
Maar stelselmatig het dit toe nou gebeur dat die prys van hierdie Petit Janine gaan op en ek kan nie elke keer die boldips opsit nie. Dis net nie reg nie, maar die prys van Petit Janine het opgaan. Toe dit in die laaste jaar nou al gebeur waar die prys van Petit Janine so 'n glasbotteltjie Petit Janine se prys was meer as 'n 100 ml Petit Janine boldip. So jy koop dis identies dieselfde produk, maar jy koop 50 ml en dit kos jou duurder as wat 'n 100 ml jou sou kos as hy net in 'n ander bottel is. En dis nie die prys van die bottel nie, is maar net plain straightforward. Ons het hierdie prys altyd gesubsidieer en so dit nou maar aangaan. Maar ons het nou op die punt gekom waar ek net gesê het, weet julle wat, ek betaal die mense nou al vir elke 100 ml botteltjie wat hulle vat. Ek verloor fisies geld en ons kon nie langer daarmee aangaan nie. So doen dit ons nou vir die winkels sien op hulle pryslyste goed het ons 'n Petit Janine corner waar al die Petit Janines is. Jy kan nou die gewone Petit Janine, die Petit Janine Red of Petit Janine Extreme koop in 'n 50 ml of 'n 100 ml of 'n 500 ml. Die 100 ml bottels se pryse is aansienlik toe nou duurder. Die 50 ml se prys het omtrent dieselfde gebly. Ek dink hy's maar op met iets soos 2 of 3%, maar dan die 100 ml se prys het aansienlik opgegaan. So die mense moenie dink die winkels verneek jou of die of daai nie. Dis hoekom ons dit graag wil uitsit in die publiek laat hulle dit kan hoor. Dit is ongelukkig net dit is 'n Moetie, sy prys is duurder en ek kan hom net nie langer 'n 100 ml verkoop het vir daai prys nie. Maar ja, dis my storie, Sakkie. Dan wil ek graag nou by die bleeders kom. Ek het dit nou nog nie gedoen nie, nê. Ons het gepraat oor die bleeders. Pot het ons gesê wat se bleeders nou op die mark is. Dis wat ek bedoel. Dis wat ek nou wil doen. Kom ek julle hier so wys. Die bleeders is ook nog nie op die webwerf nie, want ek het nog nie foto's van dit nie. Ja. Ek het vandag my eerste foto van dit gekry. So dit gaan 'n week wat kan jy daai foto vir hulle share? Ja, kan dit vir hulle wys. Wys gou daar vir hulle. Dit gaan nice, dan hoef ek nie. Dan hoef ek hom nou nie alkeen oop te maak nie. Ek sal dit insny. Okay. Alright. So sakkies Gerken hulle spot my mos altyd. Ja, ek sê vir hulle ja, ek gaan vir julle 'n foto hier insit, dan vergeet ek om die foto in te sit. Geprobeer. Okay. Wat gebeur by die bleeders? Ons het nou 'n Bunspice bleeder wat daar kan jy sien daai sterk tartrazine coating het. Kom ons maak maar so oop. Ek is seker ou sal daar kan sien, né? Ryk om tot hier om. Yes, dit is regtig freaking nice. Okay? So 'n Bunspice bleeder het bygekom. Dan die volgende ene, as ek nou alfabeties wil werk, is Bunspice Supreme. Ja, daar's ons daai rooi Bunspice Supreme ene. En dan is daar 'n Soep 2-1, want dit is nou maar 'n ding wat ons mos maar verskriklik, almal vreeslik baie hengel. So daai 3 is daar. En dan het ons 'n G-Force 1 wat 'n vampire floutie is. Ons harde flouties het nog altyd net die gewone wit kleur gehad van die normale kleur. Nou het hy daai absolute wit coating om hom. Dis om hy nou lyk mooi. Hy persoonlik baie mooi. En dan hierdie dink ek is regtig Emil Ras. Ja. Het gesê ons moet hom opsit. En dit is die honey een met die tartrazine coating. Sy famous honey tartrazine netjie. So self try maak. Nie try maak nie. Jy's like jy nou goed van hom sien, dis amazing. Mooi. Nee, dit is So dit is die 5 wat heeltemal nuut is. Is hierdie 5 wat ek julle nou gewys het. Die ander is oues wat van uit die ou reeks uit kom die kant toe. En ja, dit is dit, maar ek dink hierdie flouties gaan
Ek dink it's going to make some waves. Ek dink ons gaan 'n paar visse Het Paul vang. Floro bom daarso. Nee, ek het nie wel hy's in die reeks, maar ek het hom nou nie hier inderdaad. saamgebring nie. Nee. Ja, is hy nie deel van die nuwe Ja, hy babies was wat nou daarom al 'n rukkie. Want ek sit hier so met die lys voor my en ek dink vir myself hy's redelik nie. Ja. Maar die A to Z, die hot shot Secret, Soep 2, banana extreme, groen mamba, Mamba, Valdam, Valdam X Factor. Hulle is almal oor nou na die bleeders toe. Petit So ja, die mense kan gaan kyk. Hulle sal sien daar's 'n klompie nuwe dinge. Gaan kyk en gaan ryk en gaan probeer die goed. Ek is seker die visse wag vir julle. Definitief vir hierdie tyd van die jaar dink ek al hierdie geure is perfek. Ja, hierdie 5 ek sal hulle net so vat en gaan fish. Ek sal net daai kalmeer een ook saamvat. Ja, ek wil net sê waar hy kalmeer. Die kalmeer Kan die nie wag vir naaltjie. daai. Yes. En ek weet nie of ek vir julle gesê van die geel secret floatie nie. Nee. Wat is hy geel? Want dit is 'n gewone harde floatie. So hy het Dis nou dit is die rooi een soos wat ons altyd gehad het. Is nog steeds by die bleeders. Maar wat noem Gideon elke keer? Joanna, nee. Nee, Joanna. Sweeties of pinkies of ja, so senties. Ek dink is die senties. Goeie. Hy sê mos hy hengel met 'n senties float. En ek weet nie wat 'n sentie float is nie. Toe sê ek nou agterkom dis hierdie. Ek ken dit net maar vir hom elke keer of hy het van die secret en dan het hy vir homself gemaak nee, ja, nou hoef hy dit nie meer te doen nie. Daar is hy op die mark as 'n secret floatie, 'n geel secret floatie. En ja, definitief kan julle dit maar gaan probeer. Omdat ek kan vergiet om vra ek het al 'n paar keer na hom toe geloop en dan maak ek daai botteltjie oop en dan ryk ek hom en vra ek wat gaan hier aan? Dan sê hy is daai float, dan vat ek my so 1 of 2. Een of 2 so handvol uitgooi. Ja, ek moes net moet doen. En ek nie die tab gevat het, dan kon hy maar vir hom nuus maak. Het planne gemaak. Ja, hy moes maar vir hom nuus maak. Ja. Ag ja, maar dis maar besigheid gaan maar aan. Mens moet partykeer met mense veranderinge maak en ons het die podcast om as 'n platform om te gebruik om hierdie goed te doen. Ons julle weet vir die luisteraars by die huis, julle weet ons doen dit nie op 'n gereelde basis nie. Dis nie iets wat ons probeer nie 'n habit daarvan maak om oor die produkte nie goed te gesels nie. Vir die members, julle weet ons gesels aansienlik meer oor die produkte. Maar dit is half hoekom ons die membership corner het waar ons bietjie meer met julle gesels rondom dit. Die members is nou maar ek voel as julle teen daai tyd ons so baie support dat julle wil teen toe aan met die produkte hengel en julle wil dalk meer weet van die produkte. Maar om hierdie podcast so neutraal as moontlik te bly sodat ons mense byvoorbeeld so omskalk soos oom Dean Pelser of ietsie kan opkry, probeer ons regtig om die produkte uit die program uit te haal. Maar dan voel ons ook dit is ook die moeite werd om elke nou en dan 'n geborgde program te doen en te sê luister, okay, hierdie program is geborg deur Original Moties en dan doen ons dan maar 'n borg daar rondom. Julle weet ons is apart, maar op die einde van die dag is ons is 'n unit. So jy kan dit nie altyd kan skei nie. Ons moet dit dan maar so 'n bietjie saambring elke nou en dan. Maar julle sal sien in die volgende week of 2, volgende week se episode gaan met 'n ander brand se persoon wees. Die week daarna behoort ons met nog 'n ander brand. So ek dink ons behoort nou vir die volgende 2 of 3 weke gaan ons regtig met ouens wat direkte op posisie vir ons is, as ek dit so kan stel, op die podcast kry met hulle gesels rondom goed. Ons gaan probeer om nie produkte te praat nie, maar ons wil die inligting hê want hulle is verskriklik knowledgeable in wat hulle doen en ek wil dit vir julle wys. Ek dink ons moet dalk miskien sommer net vir mense sê van wie ons gas vir volgende week. Dit is amptelik vasgemaak, ons het nog net nie rekord nie, maar dit is amptelik vasgemaak. Ja, so ons gaan volgende week rekord ons met oom Dean Pelser. Dis 'n naam wat ons nou al vir 'n hele rukkie op die lys het. En ons het hom al van tevore probeer kontak, maar nooit uitgekom om 'n reël te gemaak het nie.
So om Dien sal volgende week wees. Ons gaan 'n bietjie opgesels rondom wat is die venue daar? Rondom die Nyl. Die Rondom die Nyl. Nyl. Hy my True Feed pallets. Dis hy. En wat ek sommer ook net vir mense kan noem van 'n Dean Pelser wat hom vir my 'n baie unieke en baie interessante mens maak, is dat hy kom ook van junior daar af en hy is my ouderdom klein bietjie jonger dink ek as ek. Maar dit is 'n ou wat die pad gestap het deur alles tot by die hoogste hoogtes wat 'n mens kan kry. En iets anders wat mense nooit van Dean kan wegvat nie, soos wat almal weet, Petit Janine kom van Barry van die kerk af. So weet almal dat Ebony en Banjo is Dean Pelser se. Dis hy wat dit gemaak het, hy wat dit create het en dit is daar's 'n klomp ander ook, maar dis na my mening die twee wat uitstaan en wat tot vandag toe nog groot reactions maak is Banjo en Ebony was en bly Dean Pelser. Ja, en Christopher het ook nou by die wêreldspele het hy ook verskriklik goed gedoen. So dis sommer dis mense met vreeslik baie kennis. So dit gaan regtig lekker wees om met hulle te gesels. Ons gaan 'n 10-1 in Engels rekord. Ek weet nie. Maar ons sal maar sien. Dean weet ek is gelukkig baie gemaklik in albei, maar hy's net so gemaklik in Afrikaans. Ek en hy praat Afrikaans. So ons sal maar kyk, ons sal kyk hoe ons dit doen. Ons sal vir Engels, ons sal vir hom sê doen ons dit in 'n Engels ene. Ons sal maar kyk Ek dink is goed. Maar ja, okay, dis volgende week. So maar kom ons kom terug na die week se ster toe. Ons het 'n wonderlike gesiggie gehad wat daar in Namibië 'n bietjie gaan visvang het. Owen, ek hoor jy het weer groot amok gemaak. Dit was weer 'n lekker trippie vir jou gewees. Wil jy 'n bietjie vir die mense sê wat is die toernooi en hoe dit gegaan by jou? Ja, ek het bietjie die Region 5 gaan hengel daar in Namibië, daar by Hardap. Dit is waar Namibië se junior span teen die Protea junior span gaan hengel. En waar het julle gesit? Ek dink ons het by Bakvis gesit. Bakvis 1 dink ek. Ek het vandag probeer dink, Sakkie, wat het hulle daai plek genoem waar ons gesit het? Ek kan nie onthou nie dit. Dis wat ek gesê ons moet dalk heeltemal verby julle heel op die verste punt omtrent. Is 'n ander wêreld daarso waar ons heen gery het. Ons het ou en ek het vir my pa gesê dat ek het gewonder of ons nie vir Kaal op moes gekry het. Want hy het nou vir ons bietjie meer detail kon gegee het van Bakvis 1, want ek weet jy kry Bakvis 1, dan kry jy Bakvis 2, dan kry jy wat Gert noem sukkeldraai of so ietsie. Ietsie 'n plek wat hy regtig nie van hou nie en dan kry jy die stryd en hulle alles het name en goed dit. So dis julle die naaste aan die kamp gebly. Julle die naaste aan die kamp gefish. Ja, mense ry nou op die pad oor toe dan so twee split. Hy split so in twee, dan gaan ons links af daar na Bakvis. So links af. Ja, as die naaste een aan die kamp. Ons het daar regs gegaan. Ons split hy weer gaan hulle nog so om. Dan yes, like later dan jy in 4x4 in low range en dan klim jy maar daai klippe af. Ja, dis klippe en klippe daar. Oral waar jy ry, hoor jy net tweet. Ek weet jy, het julle dit gehad, ouen? Die koringkrieke. Nee, ons het dit gelukkig nie gehad nie. Maar ek het gehoor laas jaar se Region 5 het sulke krieke gehad, ja. Ja, goed verskriklik, ouen. Ek sê dis die naaste aan 'n freaking prawn. Daai District 9. Wat was daai movie District 9? Dit was District 9, daai prawn, daai alien movie. Freaking prawn. Die van julle wat daai movie gekyk het, julle sal dit verstaan. Owen, maar jy het 'n bietjie goed gedoen. Sê gou vir ons hoe dit gegaan het by jou. Ja, dit het goed gegaan. Ek het die eerste dag eerste in my sone, die tweede dag 'n tweede en dan die laaste dag het ek weer eerste gekry in my sone. So ek was algeheel derde gewees en ek het die swaarste sak en die swaarste baber gevang van die toernooi. En die tweede dag wie het jou gewen? Leon het hom, hy het die kantpen getrek A1. So hy het bietjie daar amok gemaak. So. En hoeveel oefendae het julle gehad? Julle het gegaan die 3 dae gefish of het julle 'n bietjie oefendag gehad? Ons het 2 oefendae gehad en toe die afdag en toe het ons die 3 kompeterende dae gehad.
En wie die kompetisie gewen? Wie was algemeen Victor Lorom? James van der Merwe was. Dis so 'n Loukie se laaitjie net, hè? Yes, dis hom Loukie se laaitjie, ja. Loukie van der Merwe. Ja. Ek het dit nie geweet nie. Ja. O ja. Ek het Okay. dit sleg nie. Ek het gehoor dit is so 'n Loukie se seun. Ja, hy het baie goed gefish. Nee, hy het regtig baie goed. Hy was obviously saam met julle. Hy is nie een van die Namibiërs nie. Nee, hy was saam met ons hoor. Ja. Okay. Ja. Wie was julle bestuurder en kaptein? Dit was oom Greg en oom Gerard gewees. Okay, Gerard. Greg Swanepoel en Gerard wie? Ja, ek kan nou nie die oom se van onthou nie, maar hy kom al van die Parel af. Okay. Een van daai manne. Ek kan regtig Het hy dan vir julle klomp rooiwyn saamgebring? Nee, yes, ek wens hom. Nee, ek sal met my kaptein definitief aanspreek as ek jy is. Hy is nou mos Papa, daarom is oud dit- genoeg. Hy is dalk nou al oud genoeg, maar hy's nog steeds die junior. Ja, ek was die oudste een daar, want ek was die enigste een wat 19 was daar. So ek was die oupa gewees van die groep. Sakkie se heel eerste junior SA's. Toe hengel hulle by Trigard. Dis daar een laaitjie daar wat vir een van die spanne hengel wat al oud genoeg is, hy het al 'n lisensie en hy's daar met sy eie bakkie. Nee? En dan in die middag gaan stop en dan klim hy as die hoeter blaas. En haal hy uit die bottel brandas uit en dan gooi hy vir hom 'n lekker brandewyn en coke daar. Dan mou nie ouens en sê maar hy's oud genoeg, hy doen dit elke dag na werk. Hoekom? Wat's nou die issue? Ja, wat anders dan langs die dam. Ja. Yes, like my Dit ja. was rof. Maar sê vir ouen, jy sê die grootste baber gevang, hoe groot was jou stor gewees? Hy was so 8, ek dink 8.3 kilos gewees, ja. En het jy gegaan vir hom of het hy op 'n floutie gevat? Nee, hy het op 'n fluitie gevat. Nou, ek het eintlik die groot karpe gesoek en toe Talharing daar met 'n fluitie op, dus ek so rukkie besig met hom. Ek wys per toeval, toe jy daai foto vir ons op die groep gestuur van die toe jy die baber gevang het. En ek wys dit toe vir my vrou en ek onthou jy het op die groep gesê dat hy is op 'n floutie. En ek sê toe vir my vrou, ek sê vir haar daai grootte vis wat amper so groot soos hy is. Nee, daai klein dingetjie daai klein dingetjie gebyt. 'n Klein dingetjie met 'n deurtjie agteraan. En saak af en sy sê vir my, sy sê soos, "But why? But why?" Ek sê vir haar, as jy daai vraag kan beantwoord, my vrou, dan is jy slimmer as baie van ons, want ons almal weet nie hoe why daai gebeur. Nee, maar nie een van ons kla ookie, so ja, ek is baie bevoorreg Het jy hoe lank jy hom gefight? Was dit bietjie 'n stoei? Nee, was nie regtig nie hom. Was Of nie gelukkig gehaak nie? Nee, hy het daarom gelukkig mooi. Ek het eintlik gedog dit was 'n groot karp, want ek het die vis voor die baber was 'n ordentlike karp gewees en die baber het presies dieselfde gefight. Toe dog ek gaan nou een van daai ordentlike karpe gevang kry. En toe kom hy net nie op en hy kom net nie op en toe hy lig, toe het hom Gerard hom daarom geskep, sodat dit dinge baie makliker gemaak. Het hom net een keer geskep en toe is dit verby. Een keer gesien geskep en in. Ja, en toe was hy in. So dit het daarom die lewe baie makliker gemaak vir ons. Nou dink baie keer help dit vir jou as jy nie weet wat jy aan het nie. Yes, ek was ook volgens bang geweest om te sien wat gaan hier op. En ons het nou hierdie vraag nou al vir so 2 gaste gevra en ek dink dis nog steeds 'n goeie vraag om te vra. My pa het nou so 'n paar maande terug, 'n paar weke terug. Jy kan sien as jy sien my pa se kleur begin nou terugkom, so hy Ja, ek het so, ek dink ek weet wat van hier. Na daai baber. Sê vir my, as jy nou 'n groot vis aan die lyn het en hy kom af. So jy het nie 'n keuse dat jy hom nie gaan verloor nie. Jy verloor hierdie vis. Wat verkies jy om hom te sien wat jy verloor of om hom te verloor voordat jy hom sien? Wat sien verkies jy? Nee, ek verkies om daarom te kon sien wat het ek verloor. Dat ek daarom net 'n idee het wat dit was, dat ek nou nie heeltyd wonder, okay, wat as dit was en as dit was, so ek weet daarom wat het dan gevat, so. Jy soos ek sê jy wil darm hy 45 pond karp sien. Ja, ek wil daarom sien. Verloor jy hom. Ja, jy weet wat het jy gehad? Wat het jy geflous? Hy het gewen, maar jy het hom geflous. Jy kan 'n beter storie vertel en sê
Yes, ek het die karp, ek het hom gesien, ek Wag tot ek jou sien, dan vertel ek jou my storie van die barber. Of gaan kyk net die laaste 4 episode is elke 4 dis vertel in elkeen. Nee, ek sê 100% saam met julle oor daai nou. Ek dink dis die onsekerheid sal my opeet. Ek dink dis hy ek wil veral hierson Vietnam. So julle sit in 'n situasie waar julle die possibility is groot karp, groot barber, groot gele, groot grasie. Reg? Dis basically die opsie wat jy het. Ek gaan na 'n dam toe waar ek nie weet wat se vis is in die dam nie. Nee, so jy kry 'n byt, jy speel 'n vis, jy weet nie wat dit is nie. Die moontlikheid dat jy dit al nog nooit in die lewe gesien het nie is groot. Ek bedoel daai eerste pakkoe wat ek gevang het, ek het hom gekap, ek het hom so 2 of 3 draai gemaak, toe spring hierdie piranha uit die water uit. Nou weet jy hoe voel jy as hierdie piranha hier voor jou uit die water uitspring? Jy skrik jou gat af. En jy kry nou op hierdie klein platform binne hierdie ding hop en jy gryp hom met jou hand want jy dink is so net 'n gewone vis. En jy vat hom so en dan check hy tande aan. Sy sê, "Eish." Ek dink dalk moes ek die ding nie met die hand gegryp het nie. En ek het dit ook eers later besef, ou en ek die eerste een wat ek gevang het, ek het hom op die kant gekry en hy het hop en die hoek het uitgekom. So ek het hom gevat, ek het foto geneem en hom teruggegooi en ek het nie gekyk na sy tande nie. Daarom nog nie gelip nie. Nee, gelukkig nie. Dis net so rukkie later, vang jy weet die meeste toppie langs my vang hy ene. Eers laat dit maar dis handdoekies en Nee, jy vat hom sommer so. Nee, ek gryp die ding, ek neem foto's met die ding. Ek dink is oulik, ek gooi dit terug. Volgende wat ek vang. Dink is ou kurpertjie wat nie sandpapier het. Ja, ek kyk daai ding so in die mond en ek sê, "Jo, hy tande." Gooi hom maar dit terug. Volgende het ek ook maar met die handdoekie gevat. Ja, ek het daai die tweede dag toe ons nou in die A-sone gesit het, toe het ons kort afstande gevang en toe het ek ook nog ek het in 'n ordentlike vis vasgevang, gekap en het hom rukkie gespeel, het bietjie meer gefight as daai barber. Maar die Namibiërs het gesê daai is 'n barber want hoe hy speel en alles. En ek speel en ek kom en ewe skielik gaan sit daar net solid. Eers en ek gee vir hom lyn en ek los en gee hom net slek, laat haring nou probeer uitswem. Ek gaan aan met die ander stok. Ek vang bietjie en toe ek hom nou wil inbring. Haring al lankal die hoeklink gebreek, toe sy af. So ek weet nie wat dit was nie en ek like dit nie om te weet wat dit was. En dit eet 'n mens op om nie te weet nie. Dis daai ding van wat was dit? Dit was ook op my 8 voet stokkie gewees en dit was 'n ordentlike fight. So dit sou nice wees om dit te kon geland het, maar soos wat dinge gebeur in visvang. Ouens, sê vir het julle muddies gekry? Yes, ons het muddies, geeles, kurpers en kops en dan so nou en dan 'n barber of 2 gekry. Daai muddies daar was ordentlike size gewees hoor. Is dit en het julle hulle ook hier letterlik teen die kant gevang? Ja, ons het so enige afstand so van 12 meter na 17 meter het ons gevang. Daai muddies gevang. Ek het nou voor verlede week of so met het ek en Leon Kaal en sy vrou gou gaan ontbyt eet. En toe praat ons en sê hulle vang hulle gewoonlik so tussen 7 en 9 meter van die kant af. Ja, dit is hulle gewone distansie. Ja, ek het gehoor met die paar Namibiërs dat hulle maar op daai spesifieke oewer was dit bietjie dieper as gewoonlik, maar die ander oewers dan vang hulle so op 6 meter. Ja. Wat jy kan dit nie gooi nie. Nee, ek fliek hom so onderarm. Ek vat daai kort stokkie vir my en ek gooi hom net so onderarm en tref ek die klip en dan sit ek hom neer en dan as hy hom neergesit dan gaan hy boesman af. Hoeveel vis het jy gekry? Jy wat sê dit het so vinnig gewees. Wat was jou sakke gewees? Op die oefen daar het ons daai 20 muddies gevang en dan jou 20 karpe. Maar toe die afdag ons die 20 vis limit. Ek bly vergeet van die 20 vis limit wat julle ons het. Ja, die afdag het daar 'n bietjie koue deurgekom, so dit het bietjie dinge verander op die eerste dag van die toer. So daai muddies was bietjie minder gewees. So ons het maar meestal geeles en die karpe gevang. Ons het ons karpe vol. Ek sien daar een of twee groot kurpers ook uitgekom.
hierso maar daar in die seezone was die sone gewees met die mooi karpers. Die grootste karper wat ek was so 2.1 kg gewees. Yes. Ja, was 'n mooi karper gewees, ja. Dad Campondo, daai karper wat ek hier gevang het by Bulls. Hoeveel was hy? 820. Is ek reg onthou? Of was hy oor 'n kilo? Nee, ek het gedink 1.6. Ek kan nie onthou nie. Ek kan kyk, ek het dit op video. 'n Bietjie kyk. Daai karpers, hulle speel so skerp. 2 kilos. Joes. Namibiërs, hulle vang daai karpers daai laaste dag in die seezone. Eers maar daar laat hy skep net, dan sit so 'n karper, dan sit nog sulke karper, dan nog sulke karper. Ja, was Hierdie was wie die toernooi gewen. Wie die toernooi toe gewen? Het julle die Ons toernooi het gewen? Ja, ons het ja. En was die 3-0. Namibiërs naby geweest of was dit 'n bietjie Nee, van ons 'n clean sweep? Nee, die jaar was 'n bietjie closer geweest. Dit was 'n bietjie van 'n close toernooi, maar ons het hom daarom 3-0 gevat, so. Ons het daarom goed gedoen. Sê gou vir my, ouen, daai kurpers, die ouens, gaan hulle vir dit met wurms of met die flouties? Nee, flouties hom. Hulle Is dit? gooi floutie wurms het nie regtig deegies en flouties was maar die aas vir die geeles, die maddies en die karpers geweest. Sure. Ja. En is daar enigiemand wat gegaan het vir die babers wat hulle gekry het of is dit nou maar almal maar net 'n boks geweest? Nee, almal was eintlik maar net 'n boks geweest. Op die oefendae het ons paar koppe gegooi net om te kon weet hoe die is hulle daar of nie daar nie. Toe het ons het 'n paar runs gekry, maar toe was ons afgesny deur die klippe. So ons het weet nie wat was. Dis 'n ding wat 'n mens moet in ag neem in hardloop is die hoeveelheid klippe en die goed wat daar is. Dit maak dit regtig moeilik. Ja, daar's nie 'n lynbeperking by hardloop nie. En so ons kon 5.7 pond gevang het as ons regtig wou, maar met al die klippe en die struktuur in die water is 10 pond is ook amper te min. Ou, as jy op 12 meter hengel, is dit amper beter om sommer met draad te hengel. Hoe het dit gegaan? Hoe het dit Beter. Makliker om hom daar te gooi hom so met die hand. Ja. Ouen, nou praat gou 'n bietjie met ons rondom die aas van Vaarda. So die aas was enigiets van 'n Bunspice, Garlic, Legend en 'n Ebony Float. Maar die grootste ding was die kleur gewees. So dit was tussen daai pers Ebony, die wit Garlic, die geel honey en dan die rooi Bunspice. Dit was enigiets tussen daai kleure. Die vis het elke dag iets anders gesoek. Ja. So moes maar 'n bietjie rond gespeel het rondom dit. Ja. Maar En dan het julle net gewone soetwitdeegies of 'n gegeurde Ja, deegie? ons het 'n soetwit deegie gekry en 'n amandeldeegie. Ja, so ons het maar tussen daai twee gekyk, maar dit was meestal maar net die kleur van die flout gewees om wat die verskil gemaak. En as jy die deegie afgelos het? Nee, ek weet nie regtig nie, maar ek sit maar elke keer 'n deegie agteraan, is maar net hoe ek vang. So, maar ek dink James vang nie met deegies nie, so hy het nogal goed gedoen. Ek ken hom maar sonder deegies vang, so dink die vis het regtig maar net ge-worry oor die kleur van die hoekas as enigiets anders by. Ja. Dis interessant, maar dis ook hardop se water, hoe die waterkwaliteit gelyk, was dit helder geweest of was hy maar vuil? Hy was so 'n bietjie van al twee gewees. Is nogal skonerig in die begin van die dag en dan deur die dag gaan raak hy maar so 'n bietjie vuiler soos wat die wind opkom en hoe meer So dit mense gaan ook die en kleur uit- affekteer. Ja. Dit hoe die kleur so 'n bietjie affekteer. Maar ja, hardop is maar een van daai venues waar as iemand hardop toe gaan, wil ek met hulle gesels en dit is een van daai droom venues. Ons sê dit al hoeveel keer op die podcast. Ek dink ons kan amper die podcast se naam verander na Hardop podcast toe. Dit is maar net 'n wonderlike plek daai. Yes. Ons Mis dit enige so tyd baie. terug gaan wees om toe. Ja. As ek dit moet verander, dan verander ek dit nou Silje toe. Hoe so? Ja, by Silje is groot babers. Hulle koppe is so. Ja, dis al. So. 25 kg, so wat sê hom? Hoeveel kilos is daai Ek water? sê- Dit beloof, begin op ek sê- 25, ek dink dit is al op 32. Yes. Ja, dis As ek net sy pens kon sien, dan het ek hom vir jou geskat. Maar het nie As sy jy hom net pens geweet het. gesien nie.
as hom kon meet en alles, dan sou hom presies kon sê. Elke week is daai baba 'n Ja, kilo ek groter. sal vir jou sê. Ek het daarom nog nie een keer oor die kilos gepraat nie, maar ek sien in die aand as ek slaap, hoeveel keer gebeur dit? Dis nie net kom my baba so geswem na jou. Jy sien daai groot kop so af. Hom met nagmerries in die aande oor daai baba. Nee, ek sal vir jou sê dit dis regtig 'n ding wat my nogal bietjie kou maak. Ek spartel my eie. Almal sal moeg vir my stories. Ja. Maar anyway, Owen, die tweede ding waaroor ek gou met jou wil gesels, ek sien die tyd het ons so 'n bietjie gevang. Ons het nog so 10 minute of so wat ek gou met jou wil gesels. Hierdie tyd van die jaar Groot Kaapshengel. Jy het gesê dis die regte tyd In Suid-Afrika. Ja, ons begin nou in die karp. Dis 'n liefde vir jou. Waar gaan die ouens? Wat doen hulle? Gee 'n bietjie tips vir die ouens. Valdam, Rietvlei. Wat sal jy sê as 'n ou nou op 'n naweek bietjie tyd het om te gaan hengel? Wat sal jy doen? Waar sal jy heen gaan? As jy nou die naweek kom ons 'n bietjie Valdam toe gaan en hy wil nou daai bietjie beter vis kry, daar sal ek definitief sê jy kry vir jou 'n gemaklike afstand wat jy kan spom. So net 'n paar mielies uitgooi, maar ook nou nie te veel nie, want die vis in die winter soek nou nie te veel aas nie. Dan sal jy 'n paar mielies of tiger nuts uitgooi en dan sal jy net 'n gewone rietvlei vat en 2 mielies in die bol druk en hom op daai selfe pool gooi en dan sal jy 'n bietjie van daai groter karpe gevang kry. En as jy praat van nie baie spom nie, wat bedoel jy by hoeveel sal jy spom? Sal jy 3 spoms, 5 spoms, 10 spoms? Wat is baie, wat is nie baie nie? Ek dink maar so 10 spoms, en dit hang maar af hoe groot is jou spom. Dit hang ook nou maar af. Ja. Okay, so hoeveel 'n 5 liter emmertjie of halwe 5 liter? Nee, ek sou sê so 'n halwe 5 liter emmer, want as ons roderkoppies toe gaan, dan gooi ons eintlik net 'n scoop of 2 scoops van ons particle mix boor ons riek. So die vis ook regtig nie te veel kos nou in die winter nie. So as julle roderkoppies toe gaan, is dit nie dat julle gaan 'n gemaakte voerplek en julle hengel rondom die voerplek nie. Jy ry blindelings met jou 700 meter in en jy drop hom af en jy gooi. Okay, hy lag net. Is dit julle al by 'n kilo? Nee, ons is 300 meter. Ons gaan regtig nie baie diep in nie. Maar hy gaan tot hy Julle het op 'n stadium daai 600 gedoen, is dit nie? Ja, dit was in 'n kompetisie gewees, maar is die omstandighede tussen 'n kompetisie en normale naweek of deur die week gaan hengel is baie anderste. Maar dit is lekker iets op die bodem. As hulle kompetisie hengel, dan ry hulle 300 meter in, dan swenk hulle 400 meter links, dan gaan gooi hulle hom daar voor skalk af. Want hulle weet daar's lekker baie voer daar voor skalk. En dan wag hulle net dat daai ding hy lyn styf trek en dan sit sulke tyd, dan sê hulle nee, hy vis hiernatoe geswem. Nou eers begin piep. Okay, maar Owen, so dit gaan terug te kom na die hele Valdam storie toe. Jy wil nou praat van die spom. Vir die luisteraars by die huis, julle moet regtig oppas met die spom. Ons het nou al regtig horror stories gehoor van ouens wat hulle mooi razors vat of hulle mooi watsaamstokke vat en dan gaan spom met dit. Moet dit nie doen nie. Trust my, ons het al regtig soveel sad stories gehoor van ouens wat stokke gebreek het as gevolg van dit. Daai stokke is nie gebou om 'n groot spom vol mielies te gooi nie. Kry vir jou 'n ordentlike stok Maar wat gegeer is vir sê vir die mense, Sakkie, laat op die stok gee hy elke keer vir jou, of ek is seker daarvan, al die stokke wat ek het, gee vir jou 'n maksimum gewig wat jy kan gooi. Nee, nou as hy sê 85 gram, my extreme casters sê 85 gram. As ek nou gaan 90 of 95 gooi, dan gaan dit teen toe aan nie breek nie. Maar jy kan nou wragtig daarom nou nie 150 of 200 gram gaan gooi nie. En dan maandag gaan klaai by die winkel, ja, hierdie stok wat jy gekoop het, het sommer net gebreek. Ja. Maar wat ek ook by daai wil sê is dat kom ons sê pas extreme caster sê 85. As jy 85 gram gewig gaan gooi en jy gaan hom gaan jy hom opbreek. Jy behoort nie. Nee, jy sal nie. Nou hoekom het ek my ma se stok gebreek? Dat ek met 'n klein gewiggie gegooi en hy het gebreek.
Nee, daai stok het gebreek. Enige stok kan breek. Onthou, dis nie 'n nuwe stok nie. Ons het met daai stok hier vanaf Namibië toe gery. Ons weet nie waar het hy dalk gestamp of genak. Hy was binne in sy sakke en binne in sy goed, maar hy kon op 'n vorige geleentheid by dam seer gekry het waar ons was. Dit was die heel eerste gooi van die dag wat vir hy sê dat dis nie iets wat jy gedoen het nie. Dis iets wat met die stok gebeur het voor die tyd. Hy dalk die vorige keer wat ons gaan hengel het hy met die oppak het hy omgeval en op 'n klip geval. En jy was nou maar die sakker wat hom eers gevat het en hom gegooi het, né? Dis die keer in 2 jaar dat ek 'n stok gooi, ek breek 'n stok. Ou en weet jy hoe voel dit? Yes, ek het ook een van my agtertjies gebreek, maar ek het hom eers gegooi nie. Ek het net bietjie die lyn getrek dat ek die soweltjie kan losmaak op die lyn en toe daar breek die punt. Yes. Dat Heb was jy die punt gebreek? nee, so die lyn het my stokke is mos nou reg gepak. Hoe maak hy? Wie maak altyd so as 'n mens wil Gideon? As jy wil Ek weet nie. Nee, van die Maar ouens. in any case, ou en ek het 2 stokkies wat soos in my van 1992 ek het hulle in 1992 gekoop. Is sulke slapvesel glasstokkies. Eer, maar daai goed was my hart se punt en se alles. Ek sal my siel verkoop het vir daai stokke. Hulle is regtig moeë nice. En die Ja, hoeveelheid ons buddies hengel- wat daai stokke gevang het was scary, ouen. En ons hengel net nadat Sakkie Vietnam toe is, hengel ons by Jan van Driel, hengel ons daar Elite en like een van die ouens kom die middag na my toe en hy sê vir my, daai stokkies wat jy mee hengel, ek sê ja, hier is hulle en ek vat daai stokkies en nou is die control klaar en ek vat daai stokkie en ek hoop om dit breek daai freaking punt. yes. Breek hy so 40 cm van die punt af, nê. Hier maar my hart is hier. Ek sal vir jou sê hy hang tot vandag toe in die garage. Nou weet ek nie waarvoor bære kom nie. Hy en sy chommy hang so by mekaar. Ons moet hom daar langs die original Mooties poster agter laat hang. Om in 'n raam sit. Ja. Pak kan hom daai goed nie weggooi nie. Daai is 'n erfstuk vir my. Ken jy my vrou? Jy gaan daai stuk in 'n stok hier so hang, nê. Enigste rede hoekom ek stokke agter my kan hê, ouens, is want my vrou kom nooit in hierdie kantoor in nie. So hoekom ek dit kon doen. Alright julle, ek dink dis genoeg vir vanaand. Ek dink soos wat ouens sê, spom 'n bietjie. Moenie dit oordoen nie. Moenie bang wees om 'n bietjie voer in die water te sit nie. Doen wat 'n mens doen. Sit 'n bietjie van 'n groter asie op, sit 'n bietjie van 'n sterker geurtjie op, laat hulle 'n bietjie langer lê. En maak seker hulle luister die podcast terwyl hulle wag. Ek dink dis die beste advies wat ek vir julle kan gee. Ek sê nog my beste advies vir hulle is geduld. Jy moet maar net aanvaar. Jy moet maar bietjie meer geduldig wees. As jy 'n grootte wil vang, is dit maar net so. Ek wou nou nog oom gesê het, daai laaste dag by Hardap, toe ons oppak en toe sien ek daar agter so by 125 daar's ordentlike karpe wat draai. En ek het nog die hele toer het ek nog mielies in my voer gesit. Toe sê ek nee wat, ek gaan 'n pit bo en dan 'n fluit onder. En oom sê ons net is die hoenders wat daai mielies eet, maar daai Hardap karpe, hulle geniet daai mielies daarso. Hulle geniet hom daarso. Yes. Ja nee, kyk, maak geen fout nie. 'n Mielie is was en bly 'n top aas. Ek voel net dat 'n mielie in kompeterende hengel vir my definitief nie in my laaste klompie jare was dit nie 'n faktor nie. En as mense net kyk na die hoeveelheid mielies wat ons verkoop. Dit kan nie 'n slegte aas wees nie. Yes. As jy kyk hoeveel mielies verkoop 'n mens, dis 'n teken dat jy sê die mense vang vis met dit. Dit is iets wat werk. Jy gaan nie nog gaan koop as dit nie werk. Maar ek hou van om mielies te gooi, veral as ek die mielies in my voer self sit, want ek voer dit so die vis eet dit aan my mos. Hoekom sal ek nou nie 'n mielie tussen dit gaan gooi? Maar my punt is ouer, jou hele mieliebol is 'n mieliebol. Hoekom wil jy nou
Klein milies. Mielies wat chemikalieë in het en sulke goed. Hoekom wil jy dit insit? Hy chemikalie werk. Nee, akkies man. Jy pas wil Nee. pas my sê dat al daai milies wat ons verkoop, niks van dit werk nie. Nee, dit werk, maar al wat ek net sê, as jy 'n keuse, as ek 'n keuse het om 'n droëvoer mieliebom te gooi en 'n mieliebom wat ek 'n blik mielies ingegooi het. Die ouens, jy weet hoe almal dit by Bloemhof gedoen het, die tyd toe jy SA's gehengel. Ek het dit nooit gedoen nie. En ek is nie wêreld se beste hengelaar nie, maar ek het elke keer my fair share van vis gevang. Maar moet net daai milies ingesit het. Exactly. So imagine as 'n goeie hengelaar dit uitlos, hoeveel vis gaan hy dan vang? Ja, dit is seker maar so. Dis wel elke ou het sy eie goed en maar ek sê net in die winter weet mense 'n klein bietjie van 'n groter asie soos 'n mielietjie of ding so dit. En die groot ding, en hy hou lank. Die groot ding, dis die ding. Die groot ding van 'n mielie is hy hou lank. Jy kan hom gooi en jy kan hom los. En jy kan maar gaan rustig wees en slaapies en stappies en podcast luister en al daai net so lank dan. Nee. 'n 'n floute lank as hy ongesteurd is. Maar as daar 'n bietjie skoling in die water is, daai Winter Classic laser gevang het, toe ek die aand of die net voor aand het ek 'n bol ingegooi, die volgende oggend toe ek 'n karp op daai flout gevang. Sê vir my, het jy net 'n flout aangehad of 'n flout en 'n deegie? Nee, dis 'n flout en 'n klein deegie om. Ah, dankie, hy het daai deegie gevat. Hy flout het lankal losgekom en jy het hom op 'n deegie gevang. Ek sê jou. Jy gaan met my pa wen nie, ouen. Ja, nee, Ek sê jou, as jy nou vir my ondervinding. As jy nou vir my gesê jy het net 'n floutie aangehad het, ek vir jou gesê, goed, I'll give it to you. Dan sou ek jou gevra het jy dalk jou misgis met 'n tiger nut of 'n floutie. Of 'n boilie en 'n floutie. Maar as jy vir my gesê het jy het net 'n floutie aangehad, saks gesê, okay, shop. Maar jy het 'n floutie en 'n deegie. Ek sê nou, ek is seker daai deegie daar bly gesit. En die floutie is of die deegie die floutie daar gehou. Ja, mense weet nooit wat daar binne gaan nie. Daai floutie word pap en hy nee. Anyways, Ek weet nie. Okay, Dis pa my hengel al langer as ons sal pa se woord vir dit vat. Maar ons sal dit nog steeds doen. Maar in elk geval, luister, al wat ek wil net vir ouens sê. Onthou jy het 'n deegie ook aangehad. So is 50-50. As ek nou gaan ek sou maar 'n deegie op my German rig sit en dan Ek sê 'n deegie is 'n freaking goeie aas en die voordeel van 'n deegie is hy bly altyd daar stil lê. Daar's nie iets wat hom gaan roer nie. Hy bly daar stil lê en ek sê nou dis 'n freaking goeie aas. Vis eet deeg. Alright. Luister, Owen, baie geluk met jou toer. Ek is bly dit het regtig goed gegaan met jou. Jy het jou junior carrière afgesluit op 'n hoë noot. Dit is 'n junior carrière waaroor jy vir die res van jou lewe baie trots op kan wees en kan terugkyk met wonderlike memories en goed so dit en ek dink dis wel dan. En ek is bly dat jy dit klaar gemaak saam met ons. Onder ons naam, dis vir ons 'n groot eer gewees vir jou om jou daar te gehad het. Dis lekker om te sien hoe jy perform. So ek wil vir jou baie geluk sê en sterkte met die seniors wat vir jou voorlê. Dankie Sakkie. Waardeer. Ja nee, kom skop daai jong manne se gatte. Nou praat ek van daai ouens wat vir wie jy sê oom, maar vir my is dit jong laities. Dis reg so. Pas is soos om Johan Bekes vir die meesters, as ek daai laities op die punt. Wat het van die laities op die punt, dan is dit meesters wat op die punt sit. Maar anyways, ek wil pa baie dankie sê. Dankie dat pa gou vanaand saam met ons deur gehardloop by die produkte en die goed so dit. Ons het nou al 'n rukkie daar gesê ons moet daaroor gesels. Ons veral skool van die proof bingo en die goed so dit. En die prys van Petit Janine, ons het geweet daar gaan 'n paar ouens wees wat gesels rondom dit. So laat ons dit uit en oop te sê wat die rede is rondom dit en ons justification vir hulle gee. Ja, dankie dat paar daai kant vir ons gedeel het en dan dankie vir die reëlings vir volgende week en die week daarna en al daai goed. Sonder pa sal hierdie podcast nie gebeur nie.
Dink jy moet maar net teruggryp Nigel toe my goed te gaan haal. Gelukkig Nigel het vetkoek. Nie regtig nie. Maar anyways. Alright, so wil ek vir die luisteraars wat kyk tot nou toe, baie dankie vir julle sê. Ons sal volgende week weer terug wees op dieselfde tyd, selfde plek, Woensdag 12:00. Gaan gooi loer daar op originalmovies.co.za. Julle sal sien nie al die produkte is daar op nie, dit sal so met tyd sal ons die produkte oplaai. Maar daar sal 'n goeie klomp. Ja, daar's 'n groot klomp op. Daar's soos 'n daar's al baie produkte op. So julle kan gaan kyk. As julle enige tips het of enige advies het oor rondom die webwerf, as julle nog na die webwerf gaan kyk het en enige terugvoering het, daar is 'n kontak as dingetjie. Daar is 'n kontak dingetjie, julle kan dit insit. Ek is seker van daai e-pos sal na my toe kom. Ek weet tog nie heeltemal hoe daai werk nie, maar ek is seker van my e-pos is gekonnekt daarop, so dit moet na my toe kom. Alternatiefelik kan julle onder in die description of in die comments vir ons net 'n bietjie 'n comment los en sê julle daarna gaan kyk, it like nice of try dit te verander of try dit te add. Ons sal dit als in ag neem. Maar dan sien ons julle volgende week Woensdag. Cheers.